Right, ons is gou hier by die premier van Lamb Champs, die 10de Junie gaan hierdie besigheid uit 8 uur op woensdaande. Moet dit nie mis nie, nee. Maar dis nou skapies, maar net so groot ding, back and closer. Ek weet julle is nou almal verboog vir back and closer. Daar het ek vir Theo van Saai, terwyl ek hom nou hier het, ek wil hom gou 'n bietjie met mekaar maak. Ek wil net hoor presies rondom die hofsaak wat hulle gewen het nou onlangs. En presies wat dit vir die boere beteken. Jy weet, dit is wat ek laf van Saai, nee. Hulle staan op vir die familieboer. As dit goed nie reg is nie, moet dit regkom, nee. So, right, kom ons luister. Theo, like it? Goed en jy, Tjoepie. Nee, wat? Doodstil, rustig. Voordat ons by daai ding kom, eerstens baie geluk op Lamb Champs en ek dink dit wat vir die skaapbedryf beteken, ongelooflik. Ek weet jy sê altyd jy het nie veel te doen daarmee nie, die jong klomp sort dit uit. Maar sê net gou vir my so in 'n neutedop, jou ervarings in die eerste episode gesien hierso en ek meen dit skakel maar in by ons volgende gesprek. Ten alle koste, nadat dit wat ek vandag nog gesien het, moet die familieboer beskerm word. Hierdie bedryf, die skaapbedryf, is nog 100% in die hande van familieboerderye. Daar's nog nie groot korporasies wat skaap boer nie. Dit is so half 'n eerste loopgraaf wat ons kan beskerm. En die idee, soos Waldemar Pelser gesê het in sy toespraak vandag met die loodsing van hierdie reeks, die idee het ryp geword. Die idee van stedelike verbruikers, wat ons almal braai op 'n Saterdag voor of na die rugby choppie, wat in kontak kom met die produsent, en wat hom kan ontmoet, wat by hom kan hoor, wat vat dit om hierdie choppie op my rooster te kry vandag. Om 'n bruggie te bou tussen stedelike verbruikers wat nou nie noodwendig meer 'n oom of 'n oupa het wat op 'n plaas is nie, en die boer wat kwaliteit op 'n bekostigbare manier op die bord kry. En die een ding wat vir my regtig deurgekom het, en ek weet dis nou een van daai nagevolge van hoe jy groei in 'n ding in, is die stories wat uitkom. Ek weet ouens wat die eerste seisoen gekyk het sal weet, die stories wat uit die plase uitkom en die hele, ek wil amper sê die tema van volharding en die harregatheid van 'n Suid-Afrikaanse familieboer, om terme net van om whatever na sy kant toe gegooi word, te vat en dit deur te trek. Maar baie keer sit jy in situasies waar, maak nie saak wat ek as boer doen nie, dit is nie genoeg nie. Nee, daar seker goed waarna ek net niks kan doen nie. Onder andere, soos die hele back and closer en die belaglike wetgewing, wat geskryf was vir 'n tyd, en wat die wetgewing in ag geneem het, of aanvaar het, dat die staat by magte sal wees om sy pligte uit te oefen, en maar die landskap het verander. Nou vertel gou vir my rondom julle hofsaak wat julle nou gehad het. Eerstens, hoekom het julle die ding gebring en wat het julle toe bereik op die einde van die dag? Kyk, Tjoepie, hierdie gesprek kan nie vorder as ons nie by die begin nie. Vir mekaar sê dat hierdie back and claw uitbraak is die grootste ramp wat die veebedryf in ons geskiedenis nog getref het. Die feit dat hy uitgebreek het in die bestuurzones, die rooi zone en die waarnemingszone, en uiteindelik in al 9 provinsies gaan vestig. Minister Steenhuisen het 2 baie wyse goed gedoen, en waarvoor ons hom die krediet moet gee. Die feit dat hy, toe hy sien dinge hardloop uit hand uit, 'n ministeriële taakspan van goeie veeartse en wetenskaplikes gaan aanstel het, dis al April verlede jaar, om vir hom raad te gee. Later ook die industrie-koördineringskomitee, waar hy gaan intap in die beste ervaring en toegang in georganiseerde landbou. Die moeilikheid was dat die raad wat van daar af gekom het, nie ter harte geneem is nie. Minister moes opgevolg het en seker gemaak het die amptenare wat die werk gedoen moet kry, moet luister na die raad. Tweede groot ding wat hy gedoen het, is toe hy op die 26ste November verlede jaar gesê het, maar daar's nie 'n manier om hierdie ding se handbriek op te trek, ons moet elke bees spuit.
Ons gaan alles spyt. Nou, dis belangrik dat die regulasies wat geskryf is vir Back and Claw, al 40 jaar gelede, is nie geskryf vir omstandighede waar ons alles spyt nie. Dit is geskryf vir omstandighede waar ons spyt waar daar uitbrake is binne die bestuurszones. Daai regulasies is nooit aangepas nie. So reeds in Januarie vanjaar het ons in SAI, maar ook Vrystaat Landbou en ook Sakeliga het vir die minister geskryf en gevra onder hierdie nuwe omstandighede, wat keer ons om alles self te doen? Want ons lees niks in die wet nie, ons lees niks in die regulasies nie, ons sien niks in die regulasies van die internasionale dieregesondheidsorganisasie nie. Hoekom kan ons nie self goedgekeurde goed invoer, self dit stoor, versprei, self in ons beeste inspuit nie? En hy het nie geantwoord nie. Ons het geneel by hom. En hy het besluit om ons nie te antwoord nie. En uiteindelik het ons hom gesê, as jy ons nie gaan antwoord nie, het ons regtig nie 'n keuse nie as om vir 'n hof te gaan vra wat keer ons. En dis wat ons op die ou end gedoen het in Februarie vanjaar. Ons het op 'n dringende interim basis hof toe gegaan om te sê, wat in die wet keer ons. En die regter was baie geduldig ook met die minister en met sy departement. Hy het 2 keer uitstel gegee, nie? Totdat hy die regter op die ou end gesê het, maar daar's niks in die wet wat julle keer nie. Trouwens, hierdie seksie 10, die skema wat hy gepubliseer het, is 'n vrywillige skema. Boere hoef nie daaraan deel te neem. Jy kan daaraan deelneem as jy aan al die voorwaardes voldoen. Daar's baie hoepels waardeur jy moet spring, baie papierwerk daar agter. Jy kan daaraan deelneem. En dan sal die staat jou kom spyt wanneer hulle dink is jou beurt. Maar as jy nie vrywillig deelneem nie, dan val jy onder die wet. En niks in daai wet keer jou om dit self te doen nie. Die minister het gesê, ons vra vir 'n free for all. Ons het nooit gevra vir 'n free for all nie. Ons verstaan mos, jy moet kan rapporteer aan Parys, jy moet kan rapporteer aan die Wêrelddieregesondheidsorganisasie, wat ingekom het, hoeveel daarvan jy gekry het, wat jy ingespuit het, hoeveel manlik, hoeveel vroulik, wanneer jy dit gedoen het, en al daai goed. En boere is redelik gereed, en ons plattelandse veeartse is meer as oorgehaal om daai rapportering te doen. Ons moeilikheid is, ons moet hierdie siekte in sy spore gestop kry. Waar ons hier staan vandag, hardloop hierdie siekte nog vinniger as wat ons kan inhaal om te spuit. Het nou nog spuitstowwe of enstowwe in die land ingekom, wat dit al kan verander. Maar om dit te stuit, moet ons soveel as moontlik diere in so kort as moontlik tyd gespuit kry. Ons moet al die gaatjies waarna hy nou nog kan inkryp, moet ons gaan blok deur die diere daar te spuit. En dit gaan nie net oor die 14 miljoen beeste wat gespuit moet word nie. Dit gaan ook oor die hele varkbedryf. Dit gaan ook oor bokke en skape, wat net so kwesbaar is vir Back and Claw. Dit gaan ook oor wild. Ons moet in elke uithoek van die land hierdie ding nou gaan stop. En dit gaan die staat nie gedoen kry nie. Die staat het al baie jare nie meer die kapasiteit om dit te doen nie. Ek meen, en al was dit die kapasiteit van ouds, daar is nie, daai kapasiteit was nooit opgestel, soos jy sê, om die hele land se diere te ent nie. Nee, dit was nooit daar nie. En dis nie regtig nodig dat ons dit nie staat het nie. Jy weet, as die staat sy deel van die werk doen en veral daai gaatjies invul waar daar nie privaat veeartse is nie, waar daar nie drade is nie, waar daar nie veehanteringsfasiliteite is nie, en daar's 'n goeie 5 tot 6 miljoen beeste wat in kommunale gebiede en voorstedelike gebiede loop en so, om nie te praat van ander bedrywe ook nie, nê. En die virus slaan nie 'n dier oor net omdat hy nie kommersieel geboer word nie. Jy moet elke vark en jy moet elke rondloper bees moet jy spuit as jy hierdie siekte wil stuit. Die staat moet hom gaan toespits op dit, op daar waar dit moeiliker is om die diere gespuit te kry. Laat die boere hulle eie goed doen. Want op die einde van die dag, dis my bates en ek wil hulle so graag as moontlik beskerm, en ek meen, my kop as boer is aan mekaar gesit vir risikobestuur. So nou is hier 'n risiko wat daadwerklik, hy is op pad na my toe, hy gaan my tussen die oë kom slaan, en
dit was nou daadwerklik dat die mag half van my af weggevat word om my eie risiko te bestuur. Ek's meer as bereid om die entings te betaal, die veearts, die hele lot, ek wil dit net kan doen. So hoe werk dit nou, na hierdie uitspraak en al hierdie goeters, ek wil nou my diere end, al het sy party ouens is dalk, daar's goed rondom hulle voorkomend, of waar hy uitbreek, of wat ook al die geval mag wees, hoe werk dit prakties nou in die praktyk? Kyk, die noodsaak, die dringendheid van spyt, lê by daai boere waarvan hy hele klompie in die afgelope weke by ons die kantoor ingestorm het, wat sê oor 3 weke begin my kalfseisoen. As ek nie my goed geënt kry voor my kalfseisoen nie, het ek 'n daadwerklike risiko om 'n groot deel van my kalweroes te verloor. En die staat weet dit nie, en die staat gaan nie betyds hier en stop by my hê nie, as ek nou maar toegang gehad en dan kan ek spyn. Na die hofuitspraak is dit nie 'n free for all. Want die regter het gesê, jy moet nog steeds 5 dae kennis gee. Jy het nie toestemming nodig nie. Jy hoef nie te gaan vra vir toestemming nie, maar jy moet vir die staat kennis gee dat op hierdie plaas, op hierdie plek, gaan ek soveel diere nou ent met hierdie entstof. En dan moet jy binne 2 weke na jy geënt het, weer rapporteer. Ek het soveel diere op hierdie plek geënt, soveel mannelike, soveel vroulike diere. Dit was die veearts of wat ook al die geval mag wees. Ja. Nou is die groot risiko, die toegang tot die entstof. Want jy Dis my volgende vraag nou. enige goedgekeurde entstof self aankoop. Nee, Wat beteken 'n goedgekeurde entstof? dis op die stadium het ons 4 goedgekeerde entstowwe in Suid-Afrika. Ons het die een wat plaaslik vervaardig is en dis die beste een van die lot, maar hy word nie regtig gemaak hier nie. Daar's 12.900 vrygestel en later nog omtrent 19 of 20.000. Dis die onderste poortene. Maar ons het nie die kapasiteit om hom op skaal te maak nie. Hoekom hulle hom nie nou maar privatiseer en laat privaat laboratoria soos Design Biologics of een van die ouens dit maak nie, gaan my verstand te bowe is. Ja. Die volgende een is die BBI van Botswana. Dit is nie 'n vreeslike wonderlike entstof nie. Dis meer 'n entstof wat gebruik word in voerkrale, word geënt om te slag, Ja, en hy het nie 'n vreeslike lang leeftyd nie. Daar's ook nie so groot vertroue onder kommersiële of stoetboere in die land in dit nie. Dan is daar die dolwet wat deur Dionex ingevoer word uit Turkye uit. Dis 'n baie goeie entstof, breë basis ook. Hy slaan al 3 ons variëteite. En dan is daar die Biogenesis entstof wat uit Suid-Amerika kom, wat op die oomblik deur OBP ingevoer word, nadat die staat basies die plaaslike agent wat Design Biologics was, uit die proses uitgeskouer het, en ons hofsaak het ook 'n beletsel geplaas op die minister om verder in te meng in hierdie privaat ooreenkomste. So 'n laboratorium sou byvoorbeeld nou, as hulle 'n SARPA goedkeuring kry, seksie 21 goedkeuring kry, mag hulle dit invoer. Daar is 'n vrees onder 'n groot klomp boere, ek self is 'n bietjie benou daaroor, dat die staat alles wat inkom gryp, laat hulle basies die invoerders boelie en sê elke ding wat jy invoer, koop ons aan, en dat hulle dit dan uit die hande van die privaat sektor uithou, of dat hulle die pogings om in te voer deur ander rolspelers, laat hulle dit frustreer, nie noodwendig deur die departement van landbou nie, maar dalk deur een of ander bureaukratiese proses somewhere wat net sloer. Okay, so wat jy vir my wil sê is ek van daai entstowwe in die hande kan kry, het sy dalk by veearts, whatever, doesn't matter. Daarso is basically die 4 wat ons het, en jy kan hom self besluit, gaan doen jou navorsing rondom elkene. Dalk is die risiko by jou nie so hoog nie, jy het net 'n Botswana 1 nodig, of whatever ook al. Maar dit is die pad wat ek moet stap, en dan met my veearts praat, en soos jy sê, 5 dae voor die tyd kennis gee, end, en dan 2 weke na die tyd weer rapporteer. Ja. Jou uitdaging is om jou hande op daai entstof te kry. So ons hoop nou dat van die professionele liggame vir die veeartse, van ons bedryfsorganisasies, dalk die melkprodusente of die rooivleisprodusente of die stoetteelers, dat hulle self na vore tree en sê ons wil invoer en dit dan beskikbaar stel aan boere. Ons het al gepraat met van
ons netwerkvennote, ander organisasies. Ons het ook al gepraat met ondernemings om te kyk of hulle belegging sal maak, te kyk hoeveel enstowwe ons op 'n manier in die hande kan kry, laat dit beskikbaar is op aanvraag, het sy van beesboere, varkboere of klein veeboere. Maar die punt is julle het daarom nou daadwerklik tussen julle Vrystaat Landbou en Sakeliga kon julle nou ten minste die pad oopmaak, laat hierdie goeders kan inkom en ons nou daadwerklik 'n kans het om hierdie ding op te slaan. Die hek is nou oop. Op 'n interim basis, kyk ons moet nou binne 20 dae moet ons nou vir 'n permanente verklaring vra, ons is gereed ook daarvoor en ons weet nog nie of dit teengestaan gaan word deur die minister in sy departement nie. Ons hoop nog al nie so nie. Ek hoop die argumente wat gevoer is in die hof het meer oortuig as net die regter. Ek hoop van harte dat dit ook die beleidsmakers hier oortuig het dat daar's net een manier om hierdie oorlog te wen. En dis dat ons met elke man wat 'n naald kan vashou, moet ons nou in staat stel om ente toe te dien. Right, so, dit is Theo die Jager van Saai. Okay. Een ding, hoekom ek hulle ondersteun en al die goed, nee, hulle is daar om te kyk na die belange van die familieboer. En hierdie kant was dit back and closure, dit 'n probleem was, daadwerklik saam met ander organisasies gewerk om die goeders deur te trek. So hy gesê het, jy weet wat om te doen nou daarso, of as dit 'n bietjie aan die ligter kant, inisiatiewe soos Lamb Champs is, nê, waar hulle daadwerklik die skaapboer help om die waardeketting korter te maak, seker te maak dat die ouens op hulle plase bly. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.